Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 19 Mei. Geloof is nie 'n gevoel nie. Volgens Jesus sal ons met geloof wat so groot soos 'n mosterdsaadjie is, berge kan verskuif. Matteus 17 vers 20 sê vir ons, en Jesus antwoord hulle, deur julle geloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Matteus 17 vers 20. As jy al ooit so 'n saadjie gesien het, weet jy dat dit piepklein is. Tog kan so 'n bietjie geloof grootse veranderings teweegbring. Geloof is duidelik van kardinale belang. Voorts moet dit kragtig en sterk genoeg wees om bo-menslike dinge te kan vermag. Tog ontkiem 'n mosterdsaadjie. Dit groei en word 'n groot boom. Matteus 13 vers 31 en 32 lees as volg. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Matteus 13 vers 31 en 32. Insgelyks moet 'n mens toeneem in geloof, nie stagneer nie. Ons benodig inderdaad 'n mate van geloof om in die eerste plek 'n verhouding met God te kan hê. Romeine 12 vers 3 sê vir ons, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Romeine 12 vers 3. Wat sê Efesiërs 2 vers 8 oor geloof? Wat 'n rol speel dit in die verlossing wat vir ons bewerkstellig is? Sommige mense voer aan, ek glo nie, omdat God my nie geloof gegee het nie. Waarom is dit egter nie 'n geldige verskoning nie? Efesiërs 2 vers 8 lees, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Eerstens moet ons verstaan, dat geloof nie 'n stoffelike ding is nie. Dit is 'n menslike respons onder aansporing van die Heilige Gees. God is die genadige inisiatiefnemer, die een wat, as ons hom net sou toelaat, ons deur die Heilige Gees nader aan hom trek. Jeremia 31 vers 3 lees, en die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Jeremia 31 vers 3. Ons word deur geloof gered. Ons respons op God se genade wat ons deur Jesus se soendood ontvang. Ons word gered omdat ons glo in God, aangesien hy dit so genadiglik bewerkstellig het. Dit vorm die spil waarom ons hegte verhouding, ons boesemvriendskap met hom draai. Tweedens moet ons in ag neem dat geloof nie 'n gevoel is nie. Die volgende aanhaling lees ons uit Early Writings, bladsy 7:2. Talle beoefen nie die geloof waartoe hulle bevoorreg is of wat hulle verplig is om uit te leef nie. Nee, hulle wag dikwels op die regte gevoel wat veronderstel is om slegs uit geloof te spruit. Gevoel is egter nie gelykstaande aan geloof nie. Geloof is die deel wat ons aktief moet beoefen, terwyl gevoelens van vreugde asook seëninge die deel is wat God gee. Early Writings, bladsy 7:2. Sommige gelowes gaan op 'n gevoel. Ek voel nie na aan God nie, of my Christelike wandel is nie op sy beste nie, so ek het uiteindelik nie geloof nie.
Geloof beteken egter dat mense die Here glo en vertrou. Nie net in tye van voorspoed nie, maar ook wanneer donkerte of storms jou oorval, of selfs wanneer jy nie verstaan wat in jou lewe aangaan nie. Gevoelens behoort nooit ons verhouding met God of ons geestelike ervarings te oorheers nie. Dit is juis in daardie tye, wanneer dit lyk of God ver van ons af is, wat ons geloof aan die dag moet lê en na hom moet uitreik. Net soos die vader in Markus 9 vers 24 gedoen het wat lees, en dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Op u eie tyd, soek gerus die volgende Bybelverse op en maak daarop aanspraak. Doen dit as 'n geloofsdaad en versterk so jou verhouding met die Here vandag. Vers nommer 1, Hebreërs 12 vers 1 en 2. 2 Kronieke 15 vers 7. Romeine 3 verse 23 tot 26 en Lukas 7 vers 50. Spreek hierdie Bybelbeloftes hardop uit as deel van jou gebede.